Ons is in Spreuke hoofstuk 10, ons gaan kyk na vers 3 vandag. Spreuke hoofstuk 10 vers 3 en dit lees dan so. Die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig die hoofde. Here, ons dankie vir die goedheid en die genade en die liefde teenoor ons, dat U nie net ons uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld om U te ken, Here, maar dat U ook Uself aan ons openbaar deur die woord. En so dank ons die Here hierdie oggend vir die woord, en mag die woord met ons spreek, Here. Mag die woord ons was, Here, soos die woord sê, dit wel sal doen. En so, Here, mag die Gees ook in ons harte werk, dat wanneer ons die woord hoor, dat die op dowe ore sal val nie, dat die saad nie op slegte plekke gesaai sal word, Here, maar op goeie grond sal val. En mag het opskiet, Here, en mag het 30voudig en 60voudig en selfs 100voudig vrug dra in ons lewens. Dis ons gebed in hierdie oggend, o Here. Nie om ons naam ontwil nie, maar sodat U naam verheerlik sal word. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Nou, ons het laas gekyk na vers 2 van hoofstuk 10, waar ons gesien het dat skatte wat deur goddeloosheid verwerf word, tot geen voordeel is nie. Dit is nie dat die goddelose nie geld sal kan maak nie, of dat hulle nie ryk sal kan word nie, en dit behoort ooglopend te wees dat daar miljoene mense is wat wel goddeloos is, maar hulle is nog steeds ryk. Maar ongeag hoe ryk hulle mag word, daar die rykdom gaan en dit kan nooit vir hulle tot enige voordeel strek nie. En nie net gaan daar geen voordeel daarin wees nie, daar gaan 'n nadeel daarin wees. Want daar die einste rykdom gaan teen die goddelose nog getuig. Want soos ons lees in Jakobus 5 vers 1 tot 3, kom nou julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom, julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur motte verniel, julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. En soos ons gesien het, dit is nie geld of rykdom wat die probleem is nie, dit is die begeerte daarna, dit is die liefde daarvoor, dit is die geldgierigheid, wat 'n wortel van alle kwaad is. Nie geld nie, geldgierigheid is 'n wortel van alle kwaad. En daarom lees ons in Hebreërs 13 vers 5 en 6, daar staan, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. En ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Wat ook beteken dat die persoon wat geldgierig is, en nie tevrede is met wat hulle het nie met vrymoedigheid kan sê, die Here is my helper nie. Hulle kan dit nie sê nie. En die geldgierige persoon kan nie sê, ek sal niks vrees nie. Want hulle helper is nie God nie. Hulle helper is die een wat die geld in hulle bankrekening inbetaal. En hulle sal vrees, want hulle vertroue is nie op God nie, maar op mense wat vir hulle moet voorsien. En hulle moet beskerm, en mense is onbetroubaar. Mense is skelm en selfsugtig. En mense kyk eerder vir hulle self uit, as wat hulle vir jou gaan uitkyk. Hulle is nie 'n helper nie, en hulle gaan ook nie 'n helper wees nie, en hulle gaan nie ook nie beskerm nie. Hulle sal eerder vir hulle self uitkyk. As jy die wêreld gaan lief hê, dan is die Here nie jou helper nie. Die wêreld is jou helper. En die wêreld is maar 'n uiters swak helper. Inteendeel, die wêreld sal eerder hulle self help, as wat hulle tot jou hulp sal kom. Die goddelose mag dalk geld hê, maar dit is al wat hulle het. Maar nie die wêreld of die Here is aan hulle kant nie. En selfs al het 'n mens al die geld en goud en silwer in die heelal, dit strek tot geen voordeel nie. Want dit kan nie 'n siel vrykoop van die dood nie. Eerstens, want daardie geld en goud en silwer behoort in elk geval aan die Here. Jy kan dit nie vir hom gee om jouself vry te koop nie, want dit is al klaar syne. En tweedens, rykdom het nie die vermoë om vry te koop nie.
Die losprys vir sonde is nie geld nie. Die losprys vir sonde is selfs nie jy wat vriendelik is en goeie dade vir mense doen nie. Daar is net een losprys vir sonde en dit is 'n volmaakte offer. En daardie volmaakte offer word alleenlik gevind in Christus Jesus. Want jou siel is nie verlore oor jy geldskuld nie. Jou siel is nie verlore oor jy geldskuld nie. Jou siel is verlore oor jy aan God 'n sondelose lewe verskuldig is. En jy kan dit nie gee nie. Jou siel is verlore want jy is 'n sondaar. En as iemand dan nie die skuld van sonde namens jou betaal nie, wel dan is jy verlore. 'n Ander mens kan dit nie doen nie, want hulle moet vir hulle eie sonde beboet. Daar is net een wat kan intree om daardie sonde op hulle self te neem, en dit is die een wat geen sonde het nie, naamlik Jesus Christus. Geen hoeveelheid rykdom kan daardie prys betaal nie, behalwe God alleen, wat ryk is in genade, en wat bereid was om 'n sondelose offer namens ons te raak, en ons sondes op homself te neem. Die goddelose se rykdom is tot geen voordeel nie, maar geregtigheid en geregtigheid alleen red van die dood, en daardie geregtigheid is alleenlik te vind in Jesus Christus. En nie net red geregtigheid van die dood nie, vers 3 sê ook vir ons vandag, die Here laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot hy weg. En weer eens sluit dit aan by wat ons vroeër gelees het in Hebreërs, waar staan, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is my helper, en ek sal nie vrees nie. Die wat nie geld najaag nie, sy vertroue is ook nie op geld nie, maar is op die Here, want dit is die Here wat ons nooit sal begewe, en dit is die Here wat ons nooit sal verlaat nie. Dit is die Here wat vir ons sorg, nie rykdom nie. Die Here sorg vir ons, nie rykdom nie. Dit is die Here wat maak dat ons nie honger ly nie. Dit is nie geld wat maak dat ons nie honger ly nie. Dit is die Here wat maak dat ons nie honger ly nie. Die aanname word algemeen gemaak onder die gelowiges waarvan ons lees in die Bybel, dat dit die Here is wat soewerein is oor alles. Die aanname word algemeen gemaak onder die gelowiges waarvan ons lees in die Bybel, dat dit die Here is wat ons lot bepaal, ons situasies bepaal, dis hy wat ons finansies bepaal, ons rykdom of selfs ons tekort daaraan bepaal, ons woning en ons blyplek bepaal, en elke aspek van ons lewens bepaal, en ja, selfs dit wat ons eet, en of ons kos het of nie, bepaal. Hierdie is 'n aanname wat algemeen voorkom, basies op elke bladsy van die Bybel, van wie God is en hoe soewerein hy is. Naamlik dat God soewerein is oor sy hele skepping. Ons lees onder andere van Naomi en Rut, wat terugkom van die land van die Moabiete, waar ons lees in Rut 1 vers 19 tot 21 daar staan, en hulle twee het op pad gegaan, totdat hulle in Bethlehem gekom het, en toe hulle in Bethlehem kom, het die hele stad oor hulle in opskudding geraak, en die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my bitterheid aangedoen. Die Almagtige het my bitterheid aangedoen, sê sy. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het? Job sê, nadat hy alles verloor het, in Job 1 vers 21 en 22, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer, die Here het gegee, en die Here het geneem.
die naam van die Here sy geloof. En by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimds toegeskrywe nie. Met ander woorde, nadat Job gesê het, dat dit nie net die Here is wat alles vir hom gegee het nie, maar dat dit ook die Here is wat alles weggeneem het, word daar vir ons gesê, dat selfs al sê Job dat dit die Here is, wat alles weggeneem het, en al hierdie dinge aan hom gedoen het, hy niks ongeruimds aan die Here toegeskryf het nie. Met ander woorde, die skrif bevestig, dat ja, dit is die Here wat dit gedoen het. Job het niks ongeruimd aan die Here toegeskryf toe hy gesê het, dat dit die Here is wat alles weggeneem het nie, want dit was inderdaad die Here. Jakob sê, dit is nie hy wat die rykdom van Laban deur slinksheid verkry het nie, maar God wat dit gedoen het. Ons lees in Genesis 31 vers 9, waar Jakob sê, so het God dan die vee van julle vader geneem en aan my gegee. Kinders wat gebore was gebore omdat God dit so bepaal het. Ons lees onder andere in Genesis 30 vers 22, daar staan, en God het aan Rachel gedink, en God het haar verhoor en haar skoot geopen. Dit was algemeen aanvaar, dat het God is wat maak dat iemand kinders kan kry, en dat hulle nie kan kinders kry nie. Daarom lees ons ook in Genesis 30 vers 1 en 2, en toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster, en aan Jakob gesê, gee vir my kinders, of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot aan jou onthou het, of weerhou het? Is ek dan in die plek van God? Met ander woorde, hoe kan sy vir Jakob kwaad raak, vir iets wat in God se hande, en in God se hande alleenlik is? God se soewereine mag was nog altyd, deur al die eeue, deur alle gelowiges, algemeen aanvaar, dat hy soewerein is oor elke aspek van ons lewens. Oorlose uitkomste word deur hom bepaal. Psalm 33 vers 16 tot 18 sê vir ons, 'n koning word nie verlos deur 'n groot leer, 'n held nie gered deur groot krag nie, die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedendierendheid wag. Daar was 'n wagpos van die Filistyne, wat uit 20 manne of soldate bestaan het. En Jonathan en sy dienaar was man alleen. En ons lees in 1 Samuel 14 vers 6, daar staan, Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê, kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. Met ander woorde, niks is vir die Here 'n verhindering om te doen wat hy wil doen nie. Daar's geen verhindering nie. As die Here iets wil doen, dan doen hy dit, want hy is soewerein. En as God 2 manne wil gebruik om 20 soldate te wil verslaan, dan doen hy dit. En Jonathan weet dit. Ons wat net 2 is nie 'n verhindering vir God om daai 20 te verslaan nie. Kom, ons gaan op. En daarom kon Gideon ook met net 300 man 120.000 manne verslaan. Want God is soewerein. En hulle het dit geweet. Dit is die Here wat Israel aan Nebukadneser oorgegee het in die tyd van die ballingskap. Dit was God wat dit gedoen het. Die Here sê in Jeremia 27 vers 5 en 6, ek het die aarde, die mens en die dier wat op die aarde is gemaak, deur my groote krag en deur my uitgestrekte arm, en ek gee dit aan wie dit reg is in my oë. En nou het ek al hierdie lande gegee in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, my dienaar.
Ja, selfs die wilde diere van die veld het ek aan hom gegee om hom te dien. Die punt is, dit was nog altyd, deur al die eeue, algemeen aanvaar, dat die Here soewerein is oor sy hele skepping. En oor elke aspek van die lewe, wees dit nou jou geboorte, wees dit nou jou dood, wees dit nou jou lot in die lewe, of jou slegte lot in die lewe, of die uitkomste van oorlog, of wat dit ook al mag wees, dit was nog altyd algemeen aanvaar dat God in beheer is. Hy is soewerein. En of dit goed gaan of sleg gaan, of jy kinders kan kry, of jy nie kan kinders kry nie, of jy gebore word of doodgaan, of die uitkomste van oorlog, dit was nog altyd algemeen aanvaar, dis is God. En ons weet dit is, want God sê dis hy. En dit was die algemene aanname en die regte aanname deur al die eeue van menslike geskiedenis, soos ons al van lees in die Bybel. Behalwe in ons westerse samelewing. Behalwe in ons verwesterse geloof. Daar is dit nie meer die geval nie. Iemand gaan dood en dadelik word daar gesê, dis nie God se wil nie. Iemand word met iets slegs gediagnoseer en dadelik word daar gesê, dis nie God se wil nie. Iemand se huis word besteel en dadelik word daar gesê, dit was van die duiwel, so asof God dit nie kon keer nie. Dis hoe swak God deesdae is. Hy kan nie eens meer 'n boef keer nie. En dit alles, terwyl Naomi nie net haar man verloor het nie, maar altyd haar enigste seuns, en sy sê, dit was God, noem my Mara. En wat ons verder meer in ons westerse samelewing glo, en mee geïndoktrineer is dat dit nie God is wat in soewereine mag oor ons heers nie, en dat dit nie die Here is op wie ons moet vertrou nie, want die staat het die plek van God ingeneem. En so vertrou ons nie meer op die Here vir elke aspek van ons lewens nie, ons vertrou op die regering. Die regering moet seker maak, my kind kan in 'n hospitaal gebore word. En die regering moet seker maak dat daar dokters is wat daarom net die kind kan vang. En die regering moet seker maak dat daar inentings is, sodat my kind net gesond kan wees. En die regering moet seker maak dat daar veilige paaie is, sodat ek net my kind veilig van die hospitaal na die huis toe weer kan vat. En die regering moet seker maak dat as ek by die huis kom met my nuutgebore kind, dan moet daar ten minste net water en elektrisiteit daar sal wees, sodat ek daarna hom kan kyk. En die regering moet seker maak dat daar vir my werksgeleenthede is, sodat ek vir my kind weer kan kos koop. En die regering moet seker maak dat daar vir my kind 'n skool is. En die regering moet my kind veilig hou by die skool en seker maak dat hy of sy daarom net 'n goeie onderrig kry. En die regering moet seker maak dat daar 'n tersiêre instansie is, sodat my kind net verder kan studeer. En die regering moet vir hom polisiedienste voorsien, om hom veilig te hou wanneer hy dan nou uit die huis uit trek. En die regering moet dan, as ons groot en uit die huis uit is, en klaar studeer het, seker maak, dat die regering maar so lank geld wegsit, sodat ek net aan ek oud is, dat ten minste net SASSA geld kan trek. En die regering moet seker maak, daar is genoeg behuising, sodat ek en my nuwe vrou daarom net 'n huis het om in te bly. En die regering moet seker maak, dat daar daarom 'n bank is, wat vir ons sal geld leen, as ons nie genoeg geld het om die dinge te koop wat ons wil koop nie. En die regering moet seker maak, dat daar daarom versorging vir my is in my ou dag. En wanneer ek uiteindelik doodgaan, moet die regering net seker maak, dat daar daarom iemand is wat my liggaam sal kom haal en my in die grond begrawe. En so het die regering die plek van God vervang, en die regering het ons vertroue geraak, vir elke aspek van ons lewens, vir elke sfeer van ons lewens, van die dag wat ons gebore is, tot die dag wat ons in die grond begrawe word.
En so wanneer die regering dan sê, julle moet julle kerke toemaak, want daar is 'n kiem in die lug, dan doen 99% van kerke dit met 'n smile. Want God is nie hulle God nie, die regering is hulle God. Want die regering is mos die een wat in elke aspek van ons lewens vir ons moet voorsien. En op wie ons staat maak om vir ons te voorsien. Drie keer in 'n jaar moes al die mans van Israel na Jerusalem gaan om te aanbid en om die feeste te hou wat deur die Here ingestel was. Ons lees onder andere in Eksodus 34 vers 23, daar staan, 3 keer in die jaar sal al jou manlikes verskyn voor die aangesig van die Here, die God van Israel. Maar hier is absolute waansinnigheid. Dit is waansinnigheid. Want jy gee basies elke dorp en stad in Israel vir jou vyande op 'n skinkbord. Die vyand kon letterlik in enige dorp of stad net instap, 3 keer 'n jaar, en dit vir hulle self vat, want daar is nie een enkele man om dit te verdedig nie. In die hele Israel nie, want almal is in Jerusalem. 3 keer in 'n jaar. Waansinnigheid. Los jou familie en jou kinders daar, so los die dorpe onverdedigd, 3 keer 'n jaar, want almal is in Jerusalem. Waansinnigheid, 3 keer 'n jaar. Maar hoekom kon hulle dit doen? En hoekom het hulle dit gedoen? Want waar vers 23 van Eksodus 34 sê, 3 keer in 'n jaar sal al jou manlikes verskyn voor die aangesig van die Here, die God van Israel, sê die Here weer in die volgende vers 24, want ek sal die nasies voor jou uitdryf en jou grondgebied verwyd en niemand sal jou land begeer wanneer jy opgaan om voor die aangesig van die Here jou God 3 keer in 'n jaar te verskyn nie. Want die Here sê, niemand sal jou land begeer in daai tyd nie. Hulle kon met gemoedsrus elke enkele dorp en stad in Israel sonder verdediging los, want hulle het geweet wie die een is wat soewerein oor alles heers en soewerein is oor die hele skepping. Hulle kon dit doen met gemoedsrus, want hulle het geweet wie is die koning en wie heers. Hulle het geweet dat as dit goed gaan, dan is dit die Here. Hulle het geweet dat as dit sleg gaan, wel dan is dit die Here. En hulle het geweet dat as hulle dorpe los en hulle stede los, sonder enige verdediging, en dit word dan nie aangeval nie, dan is dit die Here. Want dit is die Here wat selfs die begeerte van die vyande bepaal het. Dat hulle dit nie begeer, daai 3 keer in 'n jaar nie. Terwyl ons so geondoktrineer is om te glo, dat as dit goed gaan, wel dan is dit die regering. En as dit goed gaan, dan is dit omdat ons so slim was om dit goed te laat gaan. Dis waar ons is. Dis omdat ons so slim is dat ons goeie werk kon doen. En net so wanneer dan weer sleg gaan, wel dan is dit ook die regering. Nou ons skrif vandag is so eenvoudig. 'n 3-jarige kan dit verstaan. Die Here laat die siel van die regverdige nie honger ly nie. Dit kan nie meer eenvoudig as dit raak nie. Dit is so 'n eenvoudige skrif om te verstaan. Maar die probleem met hierdie skrif is nie om die betekenis daarvan te verstaan nie, die probleem is om dit te begryp. Want ons is so geondoktrineer om te glo dat ons die een is wat vir ons self voer, en dat die regering vir ons die kondisies moet skep, sodat ons onsself kan voer, dat God irrelevant geraak het. Ons nuwe kar word by familie geskou, want dit is mos ons wat so oulik was om dit te kon kry. Ons nuwe huis word op skou gesit,
vir familie en vriende, want dit is mos ons wat so oulik was om dit te kon koop. En wanneer iemand teëspoed oorkom, dan is dit weer die duiwel of die regering. En as ons nie eers begryp wie in beheer is van die groot dinge in ons lewens nie, hoe is dit dan enigstens moontlik dat ons begryp dat dit die Here is wat seker maak dat ons gevoer word? Of dat ons iets eenvoudig soos kos het om vir die dag te eet. Ons vers vandag is nie net 'n praktiese realiteit nie, naamlik dat die regverdiges kos sal hê om te eet en dat die begeerte van die goddelose weggestoot gaan word nie. Ons vers vandag is nie net prakties nie, dit is ook diep teologies. Want op wie maak ons staat om na ons te kyk, selfs in die kleinste van dinge, soos kos? En is God werklik in staat om na ons te kyk? En is God regtig soewerein oor sy hele skepping? Is God regtig betrokke selfs in die kleinste van dinge soos wat ons vandag gaan eet? En of ons iets gaan hê om te eet? Is God regtig in beheer van elke enkele goeie ding in ons lewens, sowel as elke enkele slegte ding in ons lewens? Hierdie is diep teologiese vrae om te vra. En ons skrif vereis dat ons doen. Want ons word gedwing om te vra of ons algemene aanname van wie God is, ooreenstem met die aanname wat elke gelowige gehad het in die geskiedenis van die mensdom, soos ons daarvan lees in die Bybel. Sien ons God soos wat hulle hom gesien het? Is ons aanname van sy mag oor sy skepping dieselfde aanname wat hulle gehad het, wat 'n regte aanname was? Het ons dieselfde begrip van wie God is as wat hulle gehad het? Of word ons lot eintlik deur onsself bepaal? Insluitend of ons kos het om te eet of nie. Ons het laasweek gesien wie die regverdiges is. Die regverdige is die een wat dieselfde geloof het as wat Abraham gehad het. Die regverdige is die een wat die tipe geloof het wat selfs hulle kosbaarste besitting sal prysgee, net om aan die Here gehoorsaam te wees. Die regverdige persoon is die persoon wat op die Here vertrou. Die regverdige persoon is die een wat, wanneer hy sy kos in die aand eet, hy die Here dank vir daardie kos, nie omdat hy 'n rympie geleer het nie, maar omdat jy 'n diep beseffing het, dat dit die Here is wat bepaal het, dat jy wel kos het om te eet. Want hy is soewerein, en hy is soewerein oor sy hele skepping. Insluitend of jy kos het om te eet of nie. Die regverdige is die een wat besef dat hy absoluut niks het om in te roem nie, want selfs die feit dat jy kos het of nie kos het nie, hang af van die Here se welbehae, of hy dit vir jou wil gee, of nie. En as jy nie eens kan roem in jou kos wat jy eet nie, hoeveel minder in enigiets anders, insluitend jou rykdom, jou kar, jou huis, jou veiligheid en ja, selfs jou redding. Ons vers het nie net 'n praktiese implikasie nie, ons word ook gedwing om ondersoek in te stel oor waar ons vertroue werklik is. En op wie ons vertrou vir selfs die kleinste dinge in die lewe. En ja, selfs ons kos. En God is genadig teenoor die regverdiges. Hy is barmhartig dat ons nooit bekommerd hoef te wees dat ons iets gaan hê om te eet nie. Want soos Jesus sê in Matteus 6 vers 25 tot 33, daarom sê ek vir julle, moenie bekommerd wees oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, nog oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam meer as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, dat hulle nie saai of maai of in skure bymekaar maak nie, en julle hemelse Vader voed hulle. Is julle nie veel meer werd as hulle nie? En wie van julle kan deur bekommernis 1 el by sy lengte voeg?
En waarom is julle bekommerd oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie, maar ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hierdie nie. As God dan die gras van die veld wat vandag is en môre in die oond gewerp word, so bekleed, sal hy nie veel meer julle bekleed nie, klein gelowiges. Wees dan nie bekommerd en sê, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink? Of waarmee sal ons bekleed nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Maar laat ons nie onder die indruk wees dat dit ons is wat dit byvoeg nie. Dis die Here wat dit gee. Dis hy wat dit byvoeg. Dis hy wat ons voer. Die regverdige is die persoon wie weet wie God is. En in hom glo. En op hom vertrou vir elke aspek van die lewe. En die regverdige persoon is die persoon wat in niks roem nie. Juis omdat hulle op God vertrou. Vir elke aspek van die lewe, selfs kos. En wanneer die Here goed teenoor ons handel, en wanneer die Here ons seën, kom die eer en die roem sy naam toe, omdat hy barmhartig is teenoor sondaars soos ons, en hy vir ons voorsien. En wanneer daar dinge in ons lewens gebeur wat moeilik is, en die teëspoed tref ons weer, sal die regverdige persoon ook sê, die Here het my geen onreg aangedoen nie. Hy gee en hy neem weg. Geseënd is die naam van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir wie U is. Dat U soewerein is. U is God almagtig. U het nie die skepping gemaak nie, U is in beheer daarvan. Here, hoe waansinnig sal dit nie wees van ons om te glo dat U hierdie hele heelal kon geskaap het, maar dan nie in beheer is daarvan nie. Waansinnigheid, Here. U het nie net die skepping gemaak nie. U het nie net die mag gehad om alles te skape nie. U het ook die mag om oor dit te heers. En U doen. En so gun dit ons, o Here, om altyd op U te vertrou. Wetende dat elke goeie gawe kom uit U hand uit. En U gee dit aan wie U wil, en U weerhou dit van wie U wil. Maar U wil sal geskied, want U is soewerein. En Here, mag ons dit nooit vergeet nie. En so, Here, mag ons ook nooit roem in die dinge wat ons het nie. Selfs klein dinge, soos die kos wat ons het om te eet nie. Maar mag ons die eer gee aan die een wat dit toekom. En dis U, Here. Want U kyk na U kinders. En so kan ons U ook loof en prys dat U wel na ons kyk. En dat ons nooit daaroor hoef bekommerd te wees nie. Maar Here, gun dit ons om, waar ons nie bekommerd is oor wat ons gaan eet nie. Dat dit nie gaan wees omdat ons in onsself vertrou nie, Here. Of op die regering vertrou nie, Here. Maar omdat ons weet dat U trou is aan U woord. U sal ons nooit begewe nie, U sal ons nooit verlaat nie. En U sorg vir U kinders. En so, Here, mag U naam verheerlik word tot in alle ewigheid. Vir die goedendierendheid en die trou en die genade, ja, selfs teenoor sondaars soos ons. Mag U naam verheerlik word, die naam bo alle name, Jesus Christus, tot in aller ewigheid. Amen.